Reg, ons is nou hier by die tweede video en ons gaan kyk hierso 'n bietjie na 2016 se November vraestel se vraag 1, die Siviel Analyties en breinplan hierso word vir ons gegee en dan is daar 'n klompie vrae wat gevra word. Nou, ek gaan 'n bietjie anders te omwerk vanaand. Ek gaan fokus op die laaste vraag eerste. Die idee is nie dat ek almal gaan doen nie, hier is maar 'n paar goedjies wat jy moet gaan leer, maar ek wil graag bietjie vir jou uitwys, jy weet waar moet jy fokus op die punte en waar gaan jy definitief, jy weet jou punte kan kry. Nou, die laaste 3 vrae van hierdie vraestel, ons gaan hierso na die punte kyk, is 3 punte hierso vir vraag 20, 4 punte vir vraag 19, en weer 3 punte vir vraag 18. Nou as ek dit saamtel, is dit al klaar 10 uit die 30 punte wat uit die laaste 3 vrae uitkom. So dit is definitief 'n area waarop ek wil fokus, is om hierdie vrae wat die meerderheid punte tel te kan beantwoord. Dit is natuurlik 'n moeiliker graadtekening of vraag, en dit is hoekom dit meer tel. Nou, ek gaan eers ons kyk by vraag 18. Dit is 'n sommetjie wat hier vir ons gevra word en elke siviele vraestel het hierdie tipe sommetjies. Daar is, ek wil amper sê 99% van die vrae hulle vir jou om 'n omtrek uit te werk en nog 'n vraag om die oppervlakte uit te werk. So in hierdie geval, kom ons lees die vraag. In die spasie hieronder, bepaal die lengte van die elektriese veiligheidsheining in meter. Ons gaan nou daar na die skets kyk. Die belangrike ding wat ons hierna moet kyk en lees asseblief jou vraag is, hulle sê in die spasie hieronder, daar staan antwoord 18. Nou ek het al baie keer gesien hoe mense in hierdie blokkie die berekeninge goed probeer doen en die antwoord daar neer te skryf. Pas op daarvoor, dit kan gebeur dat heeltemal verkeerd gemerk word. Hier is 'n area op jou bladsy wat sê antwoord 18 en dit is waar jy jou antwoorde natuurlik moet neerskryf. So, ons kyk hierso na die veiligheidsheining en ons moet die lengte van die totale veiligheidsheining gaan uitwerk. So dis basies 'n omtrek. Nou as ek hierso gaan kyk op my terreinplan, dis 'n heining, so dit behoort ietsie wat hierso van hierdie skets te gaan, en as ek hierso gaan kyk, is dit daai met die kolletjies of die blokkies wat so op hierdie streepie aangedui is, okay, wat dan my elektriese veiligheidsheining, en dit staan hierso onder, elektriese veiligheidsheining en die pyltjie wat dan natuurlik na dit ook wys. Nou, as ek kyk hierso, dit word gekenmerk hierso deur A, B, van B na C, van C na D en weer terug van D na A, sien ek geen afmetings vir daai lengtes op my tekening selfie, so dit moet ergens in 'n informasieblokkie vir my gegee word. Nou as ek hierso gaan kyk op hierdie blokkie hierso, sê dit grens lengtes in millimeter. So AB, BC, CD en DA, en dis presies wat ek soek. So as ek nou gaan terug na my blokkie toe, gaan ek aandui hierso dat volgens my berekeninge het ons vir AB plus BC plus CD en plus wat is dit, DA. Wat ons gou by mekaar moet tel. So as ek gou gaan kyk AB in die blokkie, gaan ek dit so wys dat ons die blokkie daar kan sien. So AB is 74569. So ek gaan dit gou hier inskryf. 74569 plus dan is dit 116.000 en dan is die CD is gelyk aan, dit is dieselfde as AB. So ek gaan dit sommer maar daar so skryf, 74569 en dan is dit weer 116
1000. En as ek dit gou optel, kan ek dit net so is gelyk aan en al daai tesame daar gee vir my 381 131. So dis as ek dit sommer met 'n sakrekenaar uitwerk. En nou moet ek gaan kyk, is dit klaar of is daar nog 'n paar goeders waarna ek moet gaan kyk? Kom ons kyk eers na die heining. Nou, as ek die heining volg met my potlood, sal ek sien dat hier word die heining ontbreek deur 'n oprit of 'n inrit. En as ek verder aan gaan, sien ek die heining is verder voltooi. So met ander woorde, hier is 'n gat in die heining. En dit is 12.000 mm groot. So ek moet hierdie antwoord wat ek hieronder gekry het, moet ek gaan minus met 12.000 mm. En as ek dit nou uitwerk, kry ek dan 369.138. Dis dan nog 'n millimeter. Dus lees net weer ons vraag om seker te maak hoe moet ons die antwoord en sê die lengte van die elektriese veiligheidsheining in meter. So met ander woorde ek moet hierdie net gaan deel deur 1000 en dit gee vir my 369, kom ons doen dit sommer so 14 meter. Nou ja, daai is eintlik 'n maklike 3 punte as 'n mens so daarna gaan kyk. En as jy bietjie gaan kyk hoe om die omtrek te bereken en jy weet natuurlik die vangplekke en goeders ook so uitskakel. Ek kan nou vir julle sê wat punte aanbetref, kry jy 1 punt hierso vir hierdie berekening en jy kry dan natuurlik 1 punt vir jou antwoord en jy kry nog 'n punt omdat jy hom in meter omgeskakel het in daai punte.